Hallo julle, ek is Rachel Fourie en hierdie is my hartklop so. Ek is super opgewonde om vandag se gas aan julle bekend te stel. Hy's 'n doodnormale mens wat op sy mees gebroke oomblik Jesus ontmoet het. Sy passie is om ander na Jesus toe te lei en na sy 3 selfmoordpogings het hy Jesus ontmoet en nou reis hy die hele wêreld vol om almal te vertel van hierdie Jesus. Hy is getroud aan Nadia Hen en hulle is nou expectant met hulle eerste baba, maar kan ek dit so sê? Hallo Picard! Hallo Rachel, lekker, oh my joy. Sorry, ek gaan net skip, maar nou intro was net vir my heavy intense as jy so die hele tyd staar. Gaan sy nou 'n fout maak, gaan sy nie, maar baie welkom al die pad van Sandton af. Ek is nou jammer, ons het nie vir jou sparkling Ja, okay, Willie sparkling water gehad vir my. Sparkling water nie. Ek sal definitief op die span klim en sê luister, vra koffie, water en ons nou 'n nuwe opsie. En waar hulle vandaan kom. Nie fonteinwater nie. Waar kom sparkling water vandaan? My vrou, Nadia, love sparkling water, maar sy's gebore in Sandton. Okay, So ek dink you dis see. waar vandaan So kom. dis En seker toe Sandton. begin ek dit geniet en toe in Appington het ons net 'n klein Woolies gehad toe ons nog daar gebly het en dan het hulle net so 3 6-pack sparkling dan koop ek als. Dan kom ek by hulle en dan sê ek vir hulle ek soek al die sparkling water wat lê. Dan gaan hulle 40 bottels uit. Sê ek want ek ry nie 2 keer nie. En later as ek ingekom en dan kom ek in en sê hulle pastor, kom soek jy water. Sê ek ja, bring alles wat jy het. Hoorie Picard, ek gaan afskop met 'n vraag wat ek vir elke gas vra wat op my bank kom sit. En dit is hoe klop jou hart, waarvoor klop jou hart en dan praat jy 'n bietjie oor dit en dan gaan ons van daar af vat. My hart klop. As ek sal sê as iemand vir my moet vra waarvoor klop jou hart, soos weet ek vanoggend aan het gedink, dink ek okay, waarvoor klop my hart? Van so baie goeders wat jy kan sê. Maar as ek die een ding wat ek agterkom deur my hele journey met Jesus. Ek kan nie terugtrek van oomblikke wat ek voor Jesus gehad het, maar met Jesus was my hart so om te sien hoe ander mense wen in die lewe. Oh, wow. So hoe wen iemand in die lewe, maar nie net hoe wen 'n ou in wat ook al hy doen, hoe wen hy met Jesus in die lewe, want dis al hoe jy kan wen. Weet ek dink vanoggend 1 Johannes 5, van vers 4-5 af in Engels sê hy, dan sê elke ou wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dan sê hy, en hierdie oorwinning is die geloof, soos om te glo. Dan sê hy, dan sê want almal wat oorwin, glo dat Jesus die seun van God is. So ons oorwinning is dit dat ons glo dat Jesus die seun van God is. En as jy in Jesus glo, nie net glo nie, maar jy vertroue totaal al volkome in hom insit. Want geloof, Bybel sê duiwels glo ook en hulle sit as hulle sy naam hoor. So om te sê ek glo Jesus is een ding. Maar dan sê Johannes 17:3, hierdie is die ewige lewe om hom te ken. Sure. So as ek hom kan ken, is dit heeltemal 'n ander ding. En ek wil sien hoe kan iemand, my hart klop om te sien, hoe kan iemand ontmoeting met hierdie Jesus kry wat my lewe verander het? En hoe kan hy wen? Hoe wen hy in sy verhouding? Hoe wen hy in huwelik? Hoe wen hy in besigheid? Hoe wen hy in sy werk? Hoe wen hy in sy omstandighede? Hoe wen hy wanneer hy deur 'n storm gaan? Hoe wen iemand in die lewe? So as ek met mense sit en ek gaan soos hoor hulle storie en dink ek, okay, hoe kan hierdie ou wen en hoe kan ek hom kry om te wen? Maar al hoe hy dit gaan doen is as hy Jesus ken. Want Jesus self sê in Matteus 6 dat as jy die koninkryk van God eers soek, dan voeg hy alles by wat jy in jou lewe nodig het. So al hoe jy kan wen in die lewe is om Jesus te ken en te glo en vertrou in hom te sit dat hy die seun van God is. Jo, ek like dit. Dis cool. Ek onthou as ek en jy nou soos mekaar bietjie leer ken het voor jy op die podcast gekom het, is iets wat jy gesê het soos ek wil sien hoe jy wen. Ja. En dit stiek by my. Ek sê dit ook nou die hele tyd vir jou. Dis wil soos sien my hoe jy sê ding wen. ook, ek wil sien hoe ons wen. Ja. Ek wil sien hoe jy wen. Dis baie mooi. So op grond nou van dit en om te sien, jy het nou genoem oor wat Jesus vir jou kom doen het, verstaan jou gewys het. Soos jy het nou genoem soos ek jou voorgestel het, 3 selfmoordpogings en daai goed. Soos kan jy kortliks net vir my 'n bietjie jou getuienis vertel? Yes. Wat het tot daai plek toe gelei? Hoe het jy uit dit uitgekom? Hoe het Jesus opgedaag? Hoe het jy hom ontmoet? En daai was nie my enigste selfmoordpoging sê. Ek het baie van dit gehad al van standaard 9 af was depressie en angs soos 'n ding vir my gewees. Ek het nooit regtig ingepas in skool nie. As ek sê nie ingepas nie, beteken dit ek het nie altyd seunsbelle gehad op skool. Hierdie girls het my te veel gelike toe ek op skool was. Ek het 'n klomp vriendinne gehad. Met pauses in die winter as ek een girl agter, ek sit in die middel, een girl voor, een aan die kant. Hulle almal aan my warm en die seuns het my nie gelike nie want hulle girls het my gelike, nee. So ek het nie noodwendig ingestaan met dit en ek was 'n super rowwe ou gewees. Party elke naweek. Ja. Dit was jy kom 'n hubbly pyp agter, dan meng ek alles wat ek kan meng met die hubbly om te kyk hoe hoog kan hy. So was regtig hektiek geweest. My hele lewe so was dit geweest. En dan gaan ek deur 'n dip wat ek
verwerping of abandonment of iets ervaar in vriendskappe of in verhoudings en dan was dit my go-to, soos miskien moet ek net nie meer lewe nie. En so ek het 5 jaar met 'n girl uitgegaan en ek gedink ek gaan met hierdie girl trou en toe los sy my vir iemand anders. En toe ek dit uitvind, toe was daar 30 dae gewees na die break-up wat ek net gedink het, hoe lewe ek nie meer nie, want die enigste stem wat ek die hele tyd gehoor het was die lewe is 'n beter plek as jy nie is nie. Dis beter as jy weg is. Niemand lief vir jou nie, niemand gee nie om oor jou nie, jy's net in almal se pad en nou is daar niemand gaan ooit weer vir jou lief wees nie en alles is 'n gemors. En so het ek opgeëindig waar ek 3 keer op een aand probeer selfmoord pleeg het. So dit was op een aand. As een aand gewees. Okay. So ek het eers 'n mes gehad, want ek het ook close quarter combat gehad. Ek geweet waar al die drukpunte sit. So ek het eers 'n mes gehad om op my gewrig te sny en ek soos vanaand eindig ek dit. Toe ek die mes op my gewrig het, toe kom hardloop my pitbull in die huis en asof ek 'n hond kon hoor. Hoe het jy gedink jy het 'n pitbull? Maar dis lekker. Dit is lekker, dit is van Appington. Nee? Anyway, en toe kom my pitbull in en toe ek die hond sien, toe asof ek die hond kon hoor vir my vra, "Wat doen jy met jou lewe?" Dis so, okay, wag, ek kan nie en ek huil so, ek kan nie sy hond in my oë sien nie. Alles is dit. Ek wil net klaar op my lewe. Toe dink ek, okay, wag, kom ek gaan druk eerder 'n pyp in die bakkie se exhaust in. En dan vergas ek myself. Dan trek ek goed binne in die exhaust en druk die pyp terug start en weer en hy skop weer 'n tweede keer uit en toe strip ek myself. Dus ek sê nee, nou gaan ek maak nou klaar. Ek frustreerd en so kan ek net vrek nie klaar kry It's nie. not working. As jy ooit iemand ken wat so maanders is, jy weet in hulle huis is al die pille wat jy nodig het. As jy 'n kop seer het, daar's ietsie, is 'n pleistertjie vir alles. Daar's so my maat, nurse, ek weet sy het so pillehouertjie. Ek bel haar, ek sê vir haar, jy maak nie slaap in die aand nie. Ek gaan deur die moeilikste tyd van my lewe. Ek het die liefde van my lewe verloor. En ewe skielik, weet ek kan nie slaap, ek eet nie. Ek het net lus vir lewe verloor. En sy sê ja, ons reg is vir jou slaappille bring. Dan sê hy maar vir my, jy moet hierdie pille is baie sterk. Jy kan nie enetjie drink en dan moet jy van jou foon afklim, anders gaan jy hoor goed vir mense tik. Ek sê altyd vir ouens, daai pille is so sterk, jy drink hom aan die slaapkamer, want as jy met kombuis drink, raak jy op padkamer toe in die slaap, is sterk. En ek pop een van hulle en niks gebeur nie. En ek dink toe, wag, kom ek drink 'n tweede een en niks gebeur nie. En ek dink toe, wel, as ek dan vrek, kom ek vrek net in my slaap ten minste. En ek drink 15 van daai slaappille daaraan. So jy het dit soos gedrink. 15, ek is nie hoog nie, ek is nie dronk nie, ek voel nie uitgevat nie. Niks. Nothing. Toe verloor ek dit. Stap ek uit die huis uit, druk my vinger in die lug. Soos as daar God van liefde is en my lewe lyk soos wat dit lyk. Hoekom lyk dit so as jy dan nou vir my lief is en jy is nou God van liefde? En toe het ek heel eers encounter met Jesus gehad. Toe sê die Here vir my kwaad vir my nie ken my nie eers nie. En daarso toe weet ek, my lewe moet verander. Jo. Toe onthou ek 'n jaar terug was ek by 'n braai wat daar ou daar was, wat daai aand vir my girl gesê het, die Here sê en dit was so gewees. Ons het nooit weer kontak met haar gehad nie. Ek stuur my pelle boodskap wat my genooi het na die braai toe. Ek soos buddy, daar was 'n ou daai aand gewees by hulle huis. Het 'n kalkop gehad. Hy het gesê die Here sê en alles wat hy gesê het was waar gewees. Ek het daai se telefoonnommer nodig. Stuur hy nommer, stuur ek vir die ou boodskap. Hey buddy, in ons Picard, yes, ek net my lewe vir Jesus gegee. Ek encounter met Jesus gehad, my lewe val uit mekaar uit. Ek het groot issues. Ek het sukkel met drank, sukkel met seks, ek sukkel met al hierdie goeters. Kan nie my help soos hoe gee ek my lewe vir Jesus? Want ek het nou die encounter gehad, maar omdat ek geen kerk agtergrond het, weet ek nie is daar 'n formule soos waar teken jy op vir hierdie ja vir Jesus? Sê jy net ja of wat doen jy nie? Ja. En hy WhatsApp my terug, hy sê vra net die Heilige Gees om jou te vergewe en in jou te kom bly. En ek dink vir myself as dit so maklik was, nie het almal dit gedoen, maar dit was so maklik geweest. Ja. So die volgende oggend toe jaag ek na die eerste kerk toe wat ek kon kry. En toe ek by die kerk aankom, die ouens wat happy is om my te sien by die deure, is dieselfde ouens wat saam met my gedrink het die naweek. So ek sê Maar hoe werk dit? ek weet nie veel nie, maar hierdie lyn net nie op nie. Dit is Picard. Ouens, hoe werk julle? Werk by die kerk, my hulle sê toe my Vrydag aand, hoe werk hierdie? En toe gaan ek in die kerk in en toe ek agter gaan sit ek in so 'n donker hoekie en toe die pastoor die diens klaar maak en hy vra, is daar iemand hier wat hulle lewe vir Jesus wil gee? Toe skiet ek soos 'n pyl uit 'n boog uit. Voontoe net ek, my hande in die lug en ek soos vat alles. En hy sê nog bid hierdie gebed agter my aan. Ek sê net vat alles, vat alles, vat alles. Toe ek uit daai kerk uitstap daai dag, stap ek in my bakkie in, gaan sit ek, vat ek my foon, gaan ek op Facebook, sê ek het nou net my lewe vir Jesus gegee. Alles gaan verander. En toe is almal bly, want Picard het net sy lewe vir Jesus gegee. Toe gaan ek huis toe, ek huil, my ma vra, wat fout ek sê ek net, ek my lewe vir Jesus gegee, so bly het jou pad gevind. Ek sê nee, dis die enigste pad wat 'n ou kan vind. En dit was die Sondag geweest, Maandag toe ek by die werk. Sê die een vrou vir my, "Jy's Pix, jy lyk anders as ek my lewe vir Jesus gegee en as jy dit nie gaan reg het jy al toe." En toe wat, en dis wat my hart so laat klop om te sien hoe mense wen, want in daai 30 dae
dieselfde ouens wat vandag op my Facebook klim en sê ek's 'n valse profeet en 'n valse leraar en daai is dieselfde ouens wat verby my gestap het, geweet het waar ek gaan en nie gestop het nie. En nie gesê kan ek jou vertel van hierdie Jesus wat jou lewe kan verander nie. Kan ek nie saam met jou bid nie. En vandag maak ek seker dat as ek kan sien of optel iemand is bietjie af of iets, stop ek. Hey, ek sien iets is lekker nie, wat's fout? Kan ek jou vertel van hierdie Jesus wat jou lewe sal verander? Want as jy hom vat en hom ken en alles wat jy doen, maak hy die paai vir jou gelyk jou lewe sal net weer dieselfde wees nie. Jo, Picard, wat 'n testimony. Ek weet nie meer wat ek dink ons stop daar. Dis eintlik my interessant. So ek het toe ek 14 was, waar ek selfmoord gepleeg het. So dis ook deel van my storie en my testimony. Ook gegaan oor verwerping. Ek was geboelie deur 'n klomp meisies. Ek het net seenspelle gehad. Wow. ek het groot geword met 9 neefies. Ek het nie girl drama geken nie. Ek het nie gehou van kinderstories agteraf wees en ek het geglo mens kan met seuns vriende wees sonder om oor hulle te wees, verstaan? So ek het oor dit en toe was ek oor iets beskuldig deur 'n ander meisie en sy het toe goed op sosiale media van my versprei en toe kom 'n klomp meisies en omring my so eendag. Daar was nog 'n partytjie ding wat hulle my na toe uitgenooi het en ruk die uitnodiging uit my hand uit, sê vir my niemand soek jou nie, niemand hou van jou nie. Ons soek jou nie daar nie. As jy iemand my sê, as jy opdaag gaan ek my pa vra om jou sommer terug huis toe te vat. En hulle het my name genoem, soos die S-woord, die H-woord, alles so gegooi en ek was 14 jaar oud en ek onthou ek het na my ouma en my oupa toe gaan daai middag. En ek het gedink my beste vriendin, sy sal daarin die partytjie skiep en na my toe kom. Toe ek haar bel, toe sê sy vir my luister hier Rachel, soos ons moet amper VLR staan, dis wat hulle dit noem die graadleiers in die hoërskool en niemand op die oomblik is mal oor jou nie, so ek kan nie met jou geassosieer word nie, want ek wil graag VLR word. En toe my beste vriendin het so spesifiek my gesê nee. En toe het ek 'n briefie ook geskryf en ek was soos niemand wil my hê nie, niemand soek my nie. Ek het inteendeel al Jesus in my lewe ge-encounter, as jy nou my hele storie ken van my ouma se plaasmoord, toe ek Jesus ontmoet het van 12 af en. So ek het al die regte ding gedoen, ek was altyd anders, omdat ek 'n verhouding met Jesus gehad het. So my storie is nou nie van, ek het al jou wille dinge kwytgeraak wat jy kwytgeraak het nie, maar ek onthou net, ek het gevoel, ek het basies vir Jesus ultimaat, en so sê, Jesus, jy het 'n fout gemaak om my hier te sê, hierdie wêreld soek my nie, ek gaan terug na jou toe, ek is klaar. En ek het ook gedink om my ma se slaappille te drink. Dit was ook in my gedagte. En ek het geweet want my ma het na my ouma se plaasaanval dit baie swaar gevat. Sy het so 'n bietjie dip gehad in haar geloof en toe het op antidepressante gegaan en slaappille en goed. So ek het geweet waar my ma dit sit en wat 'n laai dit is. En ek het 'n briefie nog vir my ma en pa geskryf en gesê mamma, pappa is nie julle skuld nie en wat en ek het toe na die laai toe gegaan en toe ek die laai oopmaak, toe sê slaappille nie daar nie, maar my ma se Bybel in die plek van die slaappille. En net daar op die grond. Toe heilig, ek sê maar Here, wat nou? En toe gaan ek na 'n vriendin toe. Toe bid sy vir my, toe val ek in die gees. Toe het ek ontmoeting met Jesus. Nee, dis incredible. Toe het ek hom gesien op die dag van die kruisiging. En ek was agter die skaar en ek kon nie by Jesus uitkom nie. En toe ewe skielik tel iets my op en vat my vorentoe na Jesus toe en ek val toe neer. En ek kyk toe op en ek kyk dadelik af en dit was te heilig om te aanskou, maar ek het die spykers gesien, ek het die kroon gesien. Sy een oog was toegeslaan, maar die ander een was oop en dit was 'n groen oog. Dis al wat ek kan onthou. En ek het gesê, Jesus, ek wil nie meer lewe nie. Toe hoor ek, so ek vertel nie altyd die getuienis vir baie mense nie, maar toe hoor ek Jesus sê, maar hy sê toe vir my, sien jy hierdie wat ek op die kruis doen? Ek doen dit nie net vir jou nie, maar ek doen dit vir elke persoon wat jou seer gemaak het. En ek gaan jou gebruik om hulle tot by my te kry. So ek kan nie kom haal nie, want ek het nog 'n plan vir jou lewe. En toe verander die visioen waar ek as 'n klein dogtertjie, swart hare, krulhaartjies, na hom toe hardloop in 'n veld en toe gryp hy my, toe skrik ek wakker. So dit was soos en dit klink soos hy. Toe word ek gedoop en toe begin ek selle lei op 16 en there we go. So insane. Yes, hulle het jou nog genooi parties toe. Ek het self gegaan. Met 'n matras agter op die bakkie was iemand by uitgooi. Maar daai klink soos Jesus, dis incredible. Ja, en ek moet sê in matriek, want daar was so toe ek 16 was, dink ek, of in graad 11, toe was daar so kyk my skool, ek gaan dit vir hoërskool is in Mergee, daar was 'n meneer ook daar gewees en hulle het regtig moeite gedoen om ons kinders te help in ons Christendom. Dit was definitief 'n groot ding vir my en ek dink baie skole mis dit en dis hoekom kinders net in sonde inval en rebelle word en alles, maar die skool het regtig moeite gedoen met ons en in graad 11 toe het hulle nog Passion of the Christ, ek sal nooit vergeet nie, waar Jesus geslaan word en gekruisig word.
En tot al daai boelies op daai dag hulle hart vir Jesus gegee en na my toe gekom en my om verskoning gevra. What? En hulle was soos dit was vir hulle interessant dat ek nooit terug lelik was nie, maar ek het net vergewe en lief gehad. Ja. Vergewe, lief hê, gaan aan. So ek Dis ken ja, so Romeine die- 12 sê dit, né? As jy mense in liefde hanteer, dan los jy warm kole op hulle kop en hulle loop weg in skaamte. Ek love hoe jy die Bybel net altyd quote. Ek ken nog so nie. Is dit al wat jy lees? Ek kan vir jou bid. Ek kon 'n skrif nie letterlik nie onthou Dan nie. nie. Ek onthou ek het eendag wou ek 'n video gemaak het oor die woord wat sê dat die oorsprong van die lewe kom uit jou hart uit, nê? Dit het my 8 ure gevat om 'n 1 minuut video te maak want ek kon nie die skrif onthou nie. Ons het letterlik geplak al op die foon hier agter. Plak jy hierso Spreuke 4 vers 23 sê uit die oorsprong bewaar jou hart bo alles want uit die oorspronge van jou Ja. die oorsprong van die lewe kom uit jou hart uit, reg? Kon daai skrif onthou en toe ontmoet ek 'n oom, hy sal oorlede, hy was 'n geestelike pa vir my gewees. Hy het binne 'n uur kon hy amper 120 skrif quote sonder die Bybel op te maak as hy geteach het. Nee, it was insane. Jo. Toe sê ek soos oom, ek kan nie Bybel soos jy onthou nie, kan jy vir my bid. Toe bid hy vir my en na dit, as ek skrif lees, dan onthou ek dit net. Dis amazing want ek dink Ja. nie daar's een keer wat ek al met jou gepraat wat jy insane. nie jy Dis die quote hom reference. so. Ja. So Barrett actually sê jy het een keer vir my 'n voice note gestuur. En elke Net ding- skrif. Net skrif. Ek kon nie met jou stry nie, maar dis net. Maar Nadia net, ek en Nadia begin chat het en ek stuur die eerste voice note en die skrif kom uit. Toe gaan sy so, waar kom al die woord vandaan? Dit kom net uit. Dis Dis in amazing. Kolossense 3:16 sê dit, laat die woord van Christus ryklik in jou woon. Ja. Ek meen hoe het Jesus oorwin? Daar staan geskryf. Daar staan geskryf. Ja, it's So as dit nie in jou is nie, dan wonder jy, waar's God? Maar hy het klaar iets geskryf en as dit Ja. in jou is, dan kan die geskrewe woord 'n lewendige rema woord vir jou raak. Want die woord is skerper as enige tweesydige swaard, is lewendig en aktief. Ja. As ons dit ken, kan ons deur goeters gaan. Dit beteken nie jy gaan nooit 'n ramp tref nie. Johannes 16:33 sê in die wêreld het jy verdrukking, maar nou moet jy rus. So terwyl ons moeilike tyd het, moet ons gaan sê dis taaf en dis boefie, maar Jesus, dankie dat U die prins van vrede is. U gee Ja. vrede wat die wêreld ons nie kan gee nie. Ons ontvang daai vrede en dan kan jy deur dit gaan. As jy nie woord in het nie, hoe gaan jy ooit God se stem leer ken? Hoe Ja. gaan jy sy hart leer ken? Hoe gaan jy sy karakter leer ken? Hoe gaan jy sy wie leer ken? Hoe gaan jy ooit weet wie hy is, waartoe jy wil gaan? Sodat as jy as boef jou lewe tref, hoe maak jy? Kort Ja. woord. Ja, daar is goed. Maar ek dink soos ek weet nie of ek enige vrae moet vra nie. Maar ek gaan gou terugkom op script, maar ek wil by jou weet soos hoekom dink jy kan mense so maklik twyfel in hulle geloof? Ek was nou die dag in 'n kerkdiens en die ou het begin met 'n vraag oor hoekom van al die gelowe wat daar is, hoekom is Christendom die regte geloof? En baie keer as mense 'n pad stap saam met Jesus, dan wankel mense so in hulle geloof en vergeet baie keer, okay God, hoekom dink jy is dit so maklik vir ons as mense om te twyfel? Loaded question. Ai, vereenvoudig vir ons. Ek het dink natuur. So, skrif sê we don't walk by sight, we walk by faith and not by sight. Maar die menslike natuur sê wys my dan sal ek glo. Jesus sê the adulterous generation is seeking for a sign. A wicked and adulterous generation seeks after a sign. Maar die ouens loop agter Jesus as soos wys ons 'n teken, wys ons 'n teken. Hulle Ek kom het gesê verwonders wat sê aan. if one thing's a sign, everything's a sign. Exactly, maar Ek nou hou kom nie hulle nou van- sê hulle, hoorie, ons soek 'n teken. Ons soek nog 'n Ja. teken. Hy het nou net 5000 ouens kos. En jy gee ons nog 'n teken. Jy het Ja. nou net 'n verlamde en jy gee ons nog 'n teken. Hulle soek nog 'n teken. En Jesus sê die wicked and adulterous ouens soek 'n teken. Nadat Jesus opgestaan het uit die dood, kom ontmoet hy die disippels weer en almal glo behalwe een. En Thomas. Hy soos voor ek nie sien nie. En Jesus kom ontmoet hom daar. Sê vat aan my, trek jou hand in my sy. En dan sê hy vir hom, geseënd is die ou wat nog nie gesien het nie, maar wat glo. So al sien jy nooit enige iets nie, maar jy glo, dan jy iets om aan vas te hou. Want geloof, Hebreërs 11:1 sê geloof is die vaste vertroue dat die onsigbare goede waaragtigheid vir jou is. Ek paraphrase nou. Dit's Engels sê that faith is a substance of the things hoped for, the ja. things not seen yet. Right. So geloof is om 'n vaste vertroue hê in die dinge wat jy wel in hoop. Nou kan jy fast forward net 5 versies. Hebreërs 11 vers 6 sê sonder geloof is onmoontlik om God te behaag. Jy kan sy hart nie please sonder om te glo nie. Jesus sê, wat as hy terugkom? Gaan hy ooit geloof op die aarde kry? Dink aan die centurion, kom aangestap na Jesus toe, sê ek het 'n diensknegt by die huis wat siek is. Dan sê Jesus, okay, kom. Dan sê hy, nee, jy kan nie kom na my huis toe nie. Ek's nie waardig dat jy onder my dak inkom nie. Dan sê die centurion vir Jesus, ek is ook 'n man van autoriteit. Ek sê vir die een ou gaan, dan gaan hy, en vir die ander ou kom, dan kom hy. Maar u kan net 'n woord spreek. Dan weet ek hy sal genees wees. Dan sê die Bybel in Engels, and Jesus marveled. Dink gou-gou.
Jy kom na God toe en jy sê vir hom, Here, jy kan net 'n woord spreek en die God van die hemel en aarde, want Jesus is God, marvel. En dan maak hy 'n announcement. Dan sê hy vir almal om julle, not even in Israel I found such great faith. Ja. En dan die ou weggegaan, die Bybel sê in the very hour the servant was healed. The very hour. So Jesus kyk na geloof en dan marvel hy aan dit. Die vrou met die bloedvloei druk deur crowds. Ek dink sy het 13 Joodse wette gebreek om by Jesus uit te kom. Hy is op pad om 'n 12-jarige dogtertjie te gaan opwek. Sy vat aan hom, hy stop. Wie vat aan my? Almal soos Here, hoe meen jy wie vat aan jou? Almal vat aan jou. Nee, maar dink gou aan, in die begin Johannes 1:1, in die begin was die woord. Die woord was met God. Die woord het vlees geraak het en onder ons kom woon, reg? Jesus is die woord, lewende woord wat vlees geraak het. Klomp mense vat aan die woord, niks gebeur nie. Een kom in geloof. En krag gaan uit hom uit. Wow, dis mooi. Krag uitgaan, weet jy wat doen hy? Hy stop en hy gee letterlik al sy aandag vir daai vrou. Ja. Alles gee vir haar. Sy het al sy aandag gehad, want sy het in geloof gekom. En ek dink wanneer ouens begin wankel, is wanneer hulle in emosie is, hulle voel, voel nie die Here is naby nie, jy hoef dit te voel, jy moet glo. Matteus 6:6 sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer in, maak die deur agter jou toe, dan sal jou Vader wat in die binnekamer jou hoor, jou vergoed in die publiek. Okay, so ek weet, as die deur agter my toe maak, sê die Bybel, my Vader is daar binne. Voel ek hom altyd? Nee. Glo ek dit? Yes. So ek maak die deur toe, hallo pa, ek is hier so. Wat bid jy? Partykeer sit ek net. Michael Kolianos het eendag gesê, prayer is simply watching Jesus breathe. Ja. En partykeer wag ek vir hom, pa, ek is hier binnekant. Dankie vir my huis, dankie vir my vrou, dankie vir my gesondheid, dankie. Pa, en dan sit ek net, dan wag ek. Maar as ek nou uitstap, dan gebeur die goed in die publiek. Dan vra Picard, hoe kry jy dit reg? Ek was in die binnekamer gewees. Ja. Pa's daar binne, hy het my daar gehoor. So ek gaan uit. Twyfel ek soms? Ja. Nou sê Jakobus 1:5-5 sê as enigiemand wysheid kort, laat hy van God vra, want God gaan dit nie van hom weggaan nie. Dan sê hy, maar laat hy in geloof vra. Want 'n ou wat twyfel is soos die branders van die see wat deur die wind rondgegooi word. En dan gaan hy verder om te sê, en so 'n persoon moet niks van God verwag nie. So die oomblik wanneer jy in twyfel is, dan sal 'n skrif wat sê, ek kan nie iets van God verwag nie want ek's in twyfel. Dis soos, Here, kan U voorsien vir my? Net as jy klaar gevra, dan sê jy, maar wag, miskien as ek die TV verkoop, dan het ek weer geld. Ja, Net nie God vertrou nie. Ja. Ek hoor dit jy sê. So jou geloof doen hierdie. Ja. En nou kom jy en dan sê hy, Yes. en jy het nie, want jy vra nie, en sê maar jy het ook nie, want wanneer jy vra jy net vir jou eie gewin. Vra vir jouself. Jy vra vir eie, niks van hierdie gaan glorify God nie. Nou, ek kan God vra vir enigiets, want hy's pa. Soos 'n seentjie en dogtertjie kan vir pa enigiets vra, en pa kan sê ja of nee. Ja. Hy weet wat beste vir my is, reg? So nou kan ek gaan en sê ek vra hom, maar wat ek dink gebeur is, ouens vra, nou sien hulle nie. Nou sê hulle, nou wil hulle bargain met God. Here, okay, as jy nie hierdie vir my doen nie, dan loop ek. Dan ons nie meer covenant. Nee, dis nie hoe God werk nie. Jy bargain nie met hom nie. Ek het in my hart vroeg vasgemaak, dat al sien ek nooit 'n miracle nie, en al kom hy nooit vir my deur nie, hy het my lewe gered, en ek is dankbaar vir dit, so ek sê ja. Ja. Ek sê net ja, Ek oor en oor verstaan ja. nog as daai Al ja. gebeur niks ooit nie, sê ek ja vir hom, want ek skuld hom als. Ek skuld hom. Al sien ek, hoor ek nooit weer sy stem nie, al sien ek nooit weer die Heilige Gees beweeg nie, al gebeur niks meer nie, ek sê ja, want ek is lief vir hom, en hy het my lewe, ek skuld hom alles. Want die oomblik as jy begin gaan op wat jy kan sien, dan hang in jou eie hart die liefde van God vir jou af op dit wat hy vir jou doen. En dan gaan jy in performance in. Nou moet jy perform met soos 'n weeskind. Ek gebruik nie die woord weeskind want hy praat van we are no longer orphans, but we are no sons. So orphans wil heeltyd perform. Al die fariseërs was heeltyd orphans. Kyk hoeveel tiendes gee ons, kyk hoeveel daar vas ons, kyk hoe goed ken ons die skrif. Kyk hoe doen ons hierdie. Dan kom Jesus en sê, julle soek die ewige lewe deur die skrif, maar julle weet nie as dit is in my nie. Ja. Hy wil hê jy moet kom en dan sê hy, kom na my toe, want hier gaan jy rus kry. My las is lig, my juk is sag. Hy sê nooit werk vir enigiets nie. Ons werk uit 'n plek van geloof uit, nie om enigiets by God te kry nie. Ja. Want as jy vandag besluit, jy wil net by die huis lê en TV's kyk, movie kyk vir die res van die jaar, dan gaan God 10 teen mense na jou deur toe stuur om jou krag te betaal en jou. Ouens sê nie, maar hoe werk dit? Ek sê vir jou, ek doen al 10 jaar hierdie, ek het nie 'n vaste salaris nie. Vir 10 jaar. Mense betaal my nie om alles te doen nie. Ons travel en ons gaan. Ek het al 'n polisiekarre na my huis toe kom ry. Dan klop hulle net, hulle vra wat maak jy? Dan sê hulle nee, jy was by daai roadblock gewees, toe het jou vrou daar vir 'n vrou gebid. Toe daai vrou daar genees, toe kom getuig sy by die polisiestasie. Toe sê sy, "Maar ons weet waar Evangelist bly." Toe sê sy, "Maar sy wil 'n saad stuur." Dan stuur hulle 'n koevert met geld in, dan is dit presies wat ek nodig het om krag op my bokse sit vir Wat nee, Ja. kaart. Jo. Nou, en dis een van baie. Ja. Jo. Want God weet.
Dan het ek nou net by die huis gesin, sê ek, Here, hier's krag op die boks minder, hoe maak ons nou? Dan het ons 2 of 3 weke terug deur 'n roadblok gegaan, en wat ek 'n roadblok kry en ek gee nie my lisensie vir hulle nie. Ek sê, "Kan julle kan my lisensie kry as ek vir julle almal klaar gebid het." Dan raak die ouens minder. Braai vir hulle met gebed. Okay. Of hulle soos, "Okay, ja, jy kan vir ons bid, dan bid ons." En by hierdie spesifieke roadblok, toe sê ek ook, hoor hierso, nee, ek gaan my lisensie vir julle gee nie, toe trek die polisiemanne so naby, want dit was in COVID, toe ons nie mag getravel het nie, nê. Wat gaan nou hier aan? Sê, nee, ons van net ek gaan nie my lisensie, ons maak 'n deal hierso. Voor ek vir almal gebid het, kry niemand my lisensie. En toe sê Nadia, daai vroutjie daar kan sy geomkom hiernatoe. Toe sê hulle, ja, ons reg toe kom sy om te sê, Nadia, as iets in jou maag het jy reg gesien. Is alles okay. Toe sê sy sukkel met seer in haar maag. Lê Nadia hande op haar, bid sy vir haar, toe genees daai vrou totaal volkome. Toe gaan sy terug polisiestasie, toe sê sy daar was 'n evangelist by die roadblok gewees. Toe sê hulle weet waar hy bly. Toe kom sy daai met 'n koevertjie aan by die huis. Nee. En ek het in daai selfde dag so gegaan, Here, ek het nie geld nie, my krag's op. Stop hulle op R500. Jo. Kom die buurvrou. Is alles okay? Sy ken nie die Here nie. Ek sê, ja, Jesus het net vir my geld kom aflaai by die huis want ons kort krag. Want God weet. Nou sê ouens, ja maar Picard, hoe meen jy die Here voorsien op so 'n manier? Hoe kan hy weet? Sê ek wel, glo jy God weet hoeveel hare op jou kop is? Natuurlik. Nou hoe kan hy nie weet wat jou rekeningnommer is nie? Ja. Hy weet waar jy bly. Hy ken jou. Hy ken jou sit, jou staan Psalm 139 sê, hy ken alles van jou. Hy het meer gedagtes oor jou wat goed is as wat daar sandkorrels in die hele wêreld is. Gaan lees dit, Psalm 139 vers 17. Meer goeie gedagtes oor jou as sand in die hele wêreld. Nou dink gou, vlieg oor Namibië. Wat jy al oor Namibië? Ja, pas daar op baie. Baie sand lê daar, nê? Nee? As jy so een handjie optel en jy kry 'n persoon vir wie die liefste is. Vir Hubert. Jy kry elke korreltjie hier van 'n goeie gedagte oor hierdie een persoon. Vrouens, het ek gesien, kom by 10 tot 15 uit. Mans 5. Robert 2. Dan sal ons nee, ons is nou klaar. Kyk, wat dink jy van daai girl? Nee, sy's mooi. Okay, sy's mooi. Wat nog iets? Nee, sy's oulik. Sê ek, okay, nee, dis great. Geen nog iets of so. Nee, sy's beautiful. Sê ek, mooi en beautiful is dieselfde ding. Ek gee vir iets anders. Jo. Nou raak jy gedagtes op en God se gedagtes oor jou is oneindig. Dit hou nie op nie. En as jy daai kan gryp, dan gaan ek sê, okay, in my eie pad en journey met die Here, was daar kere wat ek al gevoel het ek kan nie meer nie. Hierdie raak vir my te veel, ek wil opgee. En as ek by daai punt kom, besef ek as ek nou opgee, het ek niks. Jo. Want waartoe val jy terug? Ja, ek het in 'n vleis. Weet jy waartoe val jy? In jou eie werke in. Ja. As jy uit Jesus uitstap, stap jy in met nou moet ek 'n werk kry. Nou moet ek 'n huis voorsien. Nou moet ek my ergens moet iemand na my. Nou raak dit net weer jou job. Ek het gesien met Jesus, ek het nie nodig om hard te werk nie. Ek het nie nodig nie. Hoe weet ek hoef jy hard te werk nie? Nee, Picard, jy moet werk. Jy ouens haal daai ding die hele tyd. Jy moet werk. Tot die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Sê ek, so as jy nie sweet het, moet jy nie eet vandag nie. Ja. As jy met 'n sweet lappie staan, jy kan jy nie eet vandag nie. Maar Spreuke 10 vers 22 sê dat moeitevolle arbeid niks byvoeg by jou lewe nie, want die seën van die Here maak jou ryk. Ja. So ek kan gaan en sê, Here, ek wil vandag net in U wil wees. En as jy wil, elke is geroep vir 'n spesifieke ding. Een is geroep om 'n besigheidsman te wees, ander is geroep om 'n boer te wees, ander is geroep om, as jy net doen waarvoor jy geroep is, en jy hou in Jesus vas in die proses, dan het jy nie nodig om te twyfel. Want dit was nou 'n vraag wat ek ook hier vir jou vra, soos hoe vertrou jy dat God 'n plan met jou lewe het, en as jy nie sy stem hoor, hoe weet jy wat die plan van vir jou lewe is? Dink jy Johannes 21, né? Jesus stap hierso, kom ons skets 'n prentjie. Hy stap op die strand met Petrus. Okay, hulle twee het 'n gesprek. Jesus sê vir Petrus, hoor hierso Petrus, toe jy jonk was, het jy al die dinge gedoen wat jy wou doen. Jy klere aangetrek wat jy aangetrek, jy gegaan waar jy wou gegaan het, maar nou dat jy ouer is, nou gaan jy nie meer al hierdie goeders kan doen nie. En dan sê die Bybel, en hier het Jesus geprofeteer aan Petrus hoe Petrus gaan sterf vir die evangelie. Okay? Dan sê die Bybel iets interessant, sê Petrus het teruggekyk en hy sien die disipel wie Jesus liefgehad het. Nou ons weet dis in die gospel van Johannes. Johannes het aan homself gepraat as die disipel wat Jesus liefgehad het. Hy het op Jesus se bors gelê, nê, by die ete. So Jesus is Johannes het homself gesien as die disipel wat Jesus liefgehad het. Nou sê hy en Petrus het teruggekyk. Sien hy die disipel wat Jesus liefgehad het volgelag daarna. En tipies mens. Ja maar Here, wat van hom? Weet, hy het nou net gehoor ek gaan doodgaan. Dis nou soos Jesus kom en sê jy gaan doodgaan vir die gospel. En vra my wat van haar? Jy soek nou maatjies, né? Jy wil nie enigste een wees hierso. Wat nou gaan nie. En Jesus antwoord vir Petrus. Hy sê al kies ek dat hy lewendig bly tot ek terugkom, het dit niks met jou uit te waai nie, jy volg my.
En so om in die roeping te bly, is om te gaan, sê Jesus het 'n plan met my lewe. Ek gaan nie rondkyk nie. Ek gaan nie daai ou se ding try doen nie, net omdat my goed nie uitwerk nie, gaan nie nou try rondgegryp nie. Wat is of dat God vir my het moet doen? Waar is ek goed? Jy het 'n talent gekry. Hoe gaan jy dit meer maak? Nee, waarvoor is jou liefde? Hoekom het jy daai liefde? Is dit iets wat die Here ingesit het daar? Is dit iets wat nie ingesit het nie? Hoe kan jy Jesus in jou liefde sien? Hoe kan jy hom sien in dit wat jy doen? En hoe kan dit hom verheerlik? En hoe gaan jy die koninkryk uitbrei in die proses? Ja. Hoe gaan dit werk vir jou? Ek weet, ek moet net dankie sê, die Here praat met my. Want as ek hom nie hoor, weet ek nie wat ek sal maak met my lewe nie. Ja, soos baie mense vra baie keer, soos maar hoe weet jy dit is die Here wat met jou gepraat het? Soos ek weet nie, maar ek weet. Ja. Maar hoe kan jy iemand prakties help om dit wat sukkel? Soos is dit nou die Here wat praat? Is dit nou my eie gedagtes? Is dit nou iemand se opinie? Soos hoe weet mens? Rema woord, logos woord. Rema woord is God wat praat, logos woord geskrewe woord. Okay. As ek nie geskrewe woord ken nie, gaan ek nie God se hart, God se karakter, God se natuur verstaan nie. Ek moet hom deur dit leer ken. Jesus sê, as jy my sien, sien jy die Vader. So ek het nodig om Jesus se lewe te ken. Hoe hy operate, hoe dink hy? Dan sal dit opline met wat ek dink ek hoor die Here sê. So ek weet van 'n ou, vertel my een keer, hulle kom by 'n kerk evangelis bedien daar en 'n ou kom stap voor en sê vir die ou, hoorie, kan jy vir my bid? Ek gevoel die Here sê, ek moet my vrou los vir my sekretaresse want ek het verkeerd getrou. En die evangelis sê, steek op jou hande, ons gaan bid. En toe hy sy hande opsteek en sy oë toe maak, toe drop hy hom op die neus. Haar val hy ou. Hoekom slaan jy my? Toe sê ek gevoel die Here sê ek moet jou slaan. Toe sê hy, die Here sal nooit so iets sê nie. Toe sê hy, God sal ook nie vir jou sê met jou vrou los vir iemand anders nie. So dit werk. Ja. Hoe weet ons dat God nooit dit sal sê nie? Want hy het Dit gesê, is geskryf. jy mag nie egbreek nie. So daar's 'n geskrewe woord wat ek dan weet moet opline met wat hy sê. Nou okay, nou kry jy Rema woorde. Die Here sê 'n spesifieke ding in 'n spesifieke tyd wat glad nie skriftuurlik is nie. Gee jou selfoon vir die arm ou. Waar staan dit geskryf? Nee, ons weet nie, nê? Nee? Maar klink dit soos God se hart? Ja. Natuurlik. Okay. So nou kan ek in geloof beweeg. Nou dink gou aan Romeine 14 vers 23. Sê hy, as jy enigiets buitekant geloof doen, is jy in sonde. Ja. Okay? So, nou praat die Here met jou. Gee jou foon. Omdat jy glo God het met jou gepraat en dit lyn op met sy natuur, saai jy nou jou foon. En jy doen dit nog met 'n blymoedige hart ook, want God het 'n blymoedige gewer lief. As 'n ou nie blymoedig iets wil gee nie, sê ek hou jou geld. Sit op jou beurs iets om. Moenie vir my enigiets gee nie, want as jou hart nog vashou aan dit, nê, dan het jy uit tradisie en rituele iets gedoen vandag. Ja. Dit was nie geloof nie. Geloof sê ek het God gehoor en ek sê ja vir dit, al vat dit, kos dit my alles. So hy gee die foon weg. Nou sê die Here dalk in sy eie troonkamer, ek het nie dit gesê nie. Maar ek is so trots op jou dat jy eintlik in geloof beweeg het. Ek gaan vir 'n ander foon vir jou gee. Nou bring iemand weer vir jou 'n foon, want pa het gesien jy het ietsie stupid gedoen wat hy nie gesê het nie. En bless hom met 'n ander foon en dink jy, "Yes, hy saai in my werk." Net doen jy dit weer volgende keer, né? Want God leer jou soos wat jy gaan. Ja, Kindertjies ja, maak dis mooi. foute, né? Hoeveel keer het Roberto vir iets gesê en dan moet jy hom vra, "Is dit wat jy gesê het?" Want jy het hom verkeerd gehoor. Pa sê ietsie dan vra jy, "Ekskuus." Nou sê hulle ietsie dan doen jy iets anders, dan sê maar jy nie dit gesê nie. Nee, ek het nie dit gesê nie. Ek het hierdie gesê. O, saks, ek het heeltemal iets anders gehoor. Ja, ja. So jy kan God mishoor op daai plek en is belangrik om hom te hoor. En ek het al in my hart vasgemaak as ek twyfel oor iets, dan sit ek vir myself 10 dae uit. 10 dae wat ek bid oor dit voordat ek besluit maar hoekom. 10 pla was 'n massive toets geweest. 10des is 'n massive toets. Openbaring 2 vers 10 sê hy, as jy in die laaste dae kom sal ouens jou vang en toesluit vir jou geloof. Maar jy sal net vir 10 dae in die tronk wees. As jy hierdie toets weerstaan of deurloop, dan sal jy die kroon van die lewe ontvang. Okay, so 10 beteken toets deur die hele Bybel. So wat doen ek? Ek vat 10 dae wat ek bid oor dit. As ek na 10 dae nie vrede het nie, maak ek 'n besluit nie. Sure. Ja, maar dis 'n bargain. Nee, is nie 'n bargain nie. As my naam op dit is, dan sal ek dit kry. God weet wat ek nodig het. Maak nie hastige besluite nie. Jesaja 28:16 sê net 'n goddelose mens maak hastige besluite. Ons maak nie hastige besluite nie. So hoor by die Here, lyn dit op met sy woord en partykeer wag ek. Nie altyd nie, want ek is ou wat hoor en doen. Maar partykeer wag ek net en dan kom iemand en bevestig hulle daai woord. Ja. Net in dieselfde week. Sê hy Pieks, ek het van jou gedroom. Hierdie is wat ek voel. Nou sê ek soos, nee, die Here praat definitief met my. Ons moet skuif. Ons moet 'n plan maak. Ons gaan hier doen. Dit maak nie sin nie. My sosiale media platforms, alles Engels. Vir 10 jaar al, nê? Nee? In die begin was dit 'n bietjie Afrikaans geweest en toe ek sê nee, ek wil almal bereik, so ek gaan oor Engels doen. Toe kry ek TikTok laas jaar en ek haat dit. Dis soos 'n dreinpyp vir kosbare tyd is gemors vir my. Ek
ek hou nie van die platform nie. Toe het ek dit, toe gebeur daar niks nie, hierdie begin van die jaar, een oggend, randomly, sê die Here vir my, ek wil hê jy moet Afrikaanse video's maak, en dit op Facebook en TikTok laai. Ek soos, dit maak nie sin nie. Al my goeds Engels. Hoekom is hierdie nou? En ek sê maar waar praat ek? En ek los dit net. En ek voel die Here begin gee vir my topics. Skryf ek hulle neer in my Ek het jou notes. laas een gesien waar 'n vrou se borste met jou plesier ding. Nee, dit geniet. En ek topics skryf ek neer en dan gaan sit ek. One shot. Kry ek vir my 3 hemde en 3 baadjies. Doen ek 3 weke se Okay. rekord ek 3 weke vooruit. Edit ek alles, begin sit ek dit net op. Vra ek Here, okay, hoe wil hy moet ek dit opsit? Voel ek dit maandag, woensdag, Vrydag 7:00 in die oggend. Soos great, ek sal dit net doen tot hy vir my sê ek moet stop. Toe begin doen ek dit. Nou bereik tussen TikTok en Facebook tussen 3.5 en 6 miljoen mense 'n maand in Afrikaans. Maak nie sin nie. Maak nie sin nie. Ek sê Here, ek wil Amerika toe. En hoe hierdie daai, maar die Here het hierdie spesifieke ding nou gesê en toe doen ek dit. Wat gebeur? Hy blaas oor dit en ons gehoorsaamheid tot sommer gaan en dan gebeur dit. Nou weet ek, het ek God gehoor? Ja. Dis nie asof ek uitsien elke dag om 'n video te maak. Ek sien nie uit vir comment sections nie. Ek sien nie uit vir hate mail nie. Ek sien nie uit vir kritiek. Ek sien nie uit vir een van daai goed nie. Maar ek het in geloof beweeg, want dis God se hart vir hierdie seisoen. En dan bid ek oor alles. Daai spesifieke video wat jy nou van praat, ek het so gepaniek oor daai video. Maar daai video het 200,000 mense bereik tussen die twee platforms. So ek sê, man, dit is een ou se lewe verander. Ja. Van die boodskappe wat ek het. Dan sê ek ja vir dit. Maar ek wil net God hoor. As ek hom hoor, kan dit net met my goed gaan. Want hy sê, as jy my ken in al jou weë, dan maak ek jou paaie vir jou gelyk. Sy woord is 'n lamp vir jou voete en 'n lig vir jou pad. Dink gou ons almal in Suid-Afrika. Ons ken load shedding. Krag afgaan, wat doen jy? Lampie. So jy kan sien waar jy loop. Nou sê hy inverter. Jy kan sien waar jy loop. As ek nie 'n woord by die Here gehoor het nie, dan vat ek wat reeds geskryf is. Imagine 'n siek ou stap verby jou. Nou weet ek daar staan mos klaar geskryf. As jy hande op siekes lê, sal hulle genees. Jesus het klaar gesê in Matteus 28, gaan uit gaan preek die evangelie, maak die siekes gesond. Ek het nie nou nodig hy uit die hemel uitkom en vir my sê, hier's 'n siek ou nie. Ja. Nee, ons gaan anyway vir hom bid. Maar wat as niks gebeur nie? Wat as iets gebeur? Wat as niks gebeur nie? Gaan dit oor jou? Gaan dit oor die koninkryk? Worry jy oor jou reputasie? Worry jy oor jou naam? Dit gaan oor wat wil God doen in die aarde? En hier's ek, Here, stuur my. Hier's ek, Ja. Here, stuur my. Ag, dis mooi. My antwoord is ja. Enigiets. My vrou weet, as ons gaan uit eet, dan sê sy, Here, ons wil net 'n date night hê. Maar as jy wil interrupt ons aand, ons sal enige tyd en ons eindig baie keer op met die staaf in die kombuis. Die vrou lê daar op die vloer, die een sit en huil, daai een is genees. Dis amazing. Iemand betaal jou rekening voor jy kom kry. Soos ek kry dit is ons lekker geëet, ons date night gehad en die mense het born again geraak. Die mense ken Jesus. En jy rekenings En betaal. ons rekenings betaal, jy gat ons. Kos is gebless. Wow. En dit lyk so, dat is partykeer amazing. gebeur daar niks. Maar ons stap nooit in 'n plek en ons gaan nie daarin en sê nee Here, dis nou ons aand, jy kan nie saam met ons inkom nie. Sure. Op ons honeymoon, laaste aand, toe doop ek iemand in my bad in Mauritius. In my klere, want hy werk daar, so ek kan nie meer sy werksklere gedoop het nie. Ou na die Here toe gelei by 'n restaurant, encounter met Jesus gehad. Sy been was soveel korter as die ander een, groei dit terug. Sy soos hy moet hierdie Jesus ken, so ek sê, jy moet gedoop raak, chom. Kom hy na my kamer toe skelm. Gee ek van my klere, tap ek 'n bad, druk ek kom in die bad, haal ek hom uit, bid ons oor hom, trek hy sy werksklere aan, gaan hy terug werk toe op my honeymoon. Hoekom? Want Jesus het saam gegaan Mauritius toe. Asof hy sy vlugte betaal het, hy was net daar. Hy kom saam met ons los hom nie by die huis as ons op vakansie gaan nie. Ons los hom nie buite kan die kamer as ek en my vrou vanaand bietjie wil kuddel nie. Hy kom in. Kom sit hom. Jesus het al die goed geskep vir ons. Ons wil jou deel maak van alles van ons lewe. Daar's nie 'n aspek dat jy nie deel is van hierdie nie. As ons fight, nee, so ek het ons al so gejoke, sê ek, jy gaan nie fight nou, sê ek liefie gee Johanne hierso bid ons. Here, dankie dat hierdie beste fight van ons lewe sal wees. en dan sien jy dan nee, dan kan nie hierdie match lekker op hê. Okay, kom ons maak vrede, hè. Maar wat hoekom jy bring hom in alles in? Bring God en ken hom in alles. Hy maak die paaie vir jou gelyk. Dan moet jy nie wonder as ander ouens so goed jy wil nie. Wat sê Jesus? Sê 'n man wat sy huis op die rots gebou is. Daai ou staan sterk. As die storms kom, wat gebeur? Daai huis staan. Jy gaan bou nie op sand op een of ander, ek het niks sê motivation nie, maar ek voel motivation na jou 24 uur. Die woord van God is ewig. So jy kan motivation lekker saadjie op. Nee, hierdie maandag begin ons gym. Dan maandag gebeur dit nie volgende maandag. Jy het nie genoeg motivation om eers in die gym te wees. Okay, Here, kom ons gaan doen reps vir Jesus. Want hierdie is my paspoort. As hierdie paspoort op aarde verval, kan ek nie meer beweeg vir die koninkrykie. So hoe pas ek hierdie ding op? Nee, ons maak 'n plan. Ons like 'n stukkie so dingetjie elke dag, maar ons like 'n plannetjie, ons moet vat Jesus saam. Dis dan nou die plekkie waar hy bly. Dan gekies om hier te bly. Hoekom sal ek dit nou
oorgewig, ek kan nie eens meer rondbeweeg nie. Dan moet Jesus saam met my in die huis sit die hele dag. Nee, ons wil ergens heen gaan, hè. So, daar's 'n wat ek voel wanneer ouens val, dink jy Handelinge 4 vers 20 vang hulle vir Petrus en Johannes. Gee die ouens gas want hulle preek die gospel. Dan reply hulle met te sê ons kan net praat oor die dinge wat ons gesien het en die dinge wat ons gehoor het. En hoekom ouens twyfel is want hulle het nog nie gesien nie en hulle het nog nie gehoor nie. So hulle val rond. Hulle sê nee, ons gaan kerk toe. Ja, maar het jy Jesus ontmoet? Nee, maar ons gaan kerk toe. Okay, het jy hom vanoggend ontmoet in jou huis? Nee, maar ons gaan kerk toe. Ek gee nie om of jy kerk toe gaan nie. As jy een keer 'n week eet, gaan jy vrek gaan van die honger. Jy het nodig om die brood van die lewe elke dag te kry. Anders gaan jy nie oorleef in jou geestelike lewe nie. Jy het nodig om stil te raak. Jy moet Jesus ken. Okay. Ek gaan nou nog, kan ek gaan jy my geleentheid gee? Ek voel soos Ek wil oom net Picard. vanaand, ek wil oom Picard sê my oomblik. Nee, grap. Okay, so ek gaan dan afsluit met die geloofsvraag want ek het ander vrae gehad, maar jy het redelik dit genoem. So as jy kan vinnig opsom, hoe lyk 'n ware lewende geloof dan vir jou? So iemand wat dan nou as jy iemand op die straat moet sien, tussen jy kan sien daar's Jesus in daai persoon, hoe lyk dit vir jou? Vrug van die Gees. Jesus sê ons ken mense aan hulle vrug, nie aan wat hulle doen nie. Jy kry 'n klomp ouens wat profeet, hy profeteer, hulle lê hand op siekes, al daai goeders gebeur, maar hulle het geen vrug van die Gees nie. Hulle is nie vriendelik nie, is nie liefdevol nie, is nie geduldig nie, is niks van daai goed nie. So vrug van die Gees, karakter is alles. Jy kan in die gawes van die Gees operate maklik. Hoe weet ek dit? Want die woord sê dat the gift and the calling of God come without repentance. Met ander woorde, ek kan in my diepste sonde leef en in my totale roeping en in al die gawes vloei, want dit is 'n gawe. Dit is nie 'n werk van my. Ek kan dit nie generate nie. Dit is 'n gift. So hoe profeteer Sangoma? Want hy het 'n gift. Hoe maak hulle mense gesond? Hulle het 'n gift. It comes without repentance. Jy hoef nie weg te draai van dit is 'n gawe. Party ouens, hy is so in die wêreld, maar as hy iets vat, raak dit goud. Sy besigheid flourish het. Daar's 'n gift, né? And they come without repentance. Dit beteken nie God se hand op jou lewe as alles met jou goed gaan nie. Hoe lyk my lewe in lyn met syne? Lyk ek soos Jesus wanneer ek beweeg? Nou sê Jakobus 1 vers 22 dat as iemand 'n hoorder van die woord is, maar nie 'n dader van die woord is nie, dan sê hy soos iemand wat homself in die spieël kyk en onmiddellik vergeet hoe hy lyk. Nou ek meen jy het nie jouself in die spieël gekyk vanoggend want jy het make-up gedoen, haartjies doen. Imagine jy stap uit en jy soos ek weet nie wat se klere ek aan het vandag nie. Nee, jy het vergeet. Hy sê you need to look into the perfect law of liberty. Wat ons die wet wat Jesus gee is die wet van liefde. So hoe lyk daai vir my? Lyk dit soos liefde? En dan sal ek sê, is hy daai oue hoorder van die woord en is hy 'n dader van die woord of gaan hy net Sondag kerk en sit 'n bank warm? So hoe lyk 'n aktiewe lewe van 'n persoon wat Jesus volg? Nou kom Jesus en sê hy, die laaste keer voordat nou hier vaar Jesus nou op, almal is hierso. Hulle kom kyk. Jesus is op pad op Matteus 28, Markus 16 kan jy gaan lees. Nou Jesus gaan op, nê? En die laaste ding wat hy vir hulle sê, vir sy disippels, nie vir sy profete, vir sy worshippers, vir sy influencers en vir sy wat noem enige profession, nee, vir die disippels, met ander woorde iemand wat Jesus volg. Hy sê vir hulle, hoor hierso gaan julle uit, gaan verkondig die evangelie, doop die mense in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, maak die siekes gesond, dryf die duiwels uit, doen al die goed, hierdie is jou job. Jy's 'n disipel. Nee, Here, ek's geroep. Nee, jy's eerste geroep om die evangelie te verkondig. Nee, maar ek's 'n introvert. Weet as ek by kerk kom en sê ek hoeveel introverte is daar, gaan hulle so. As ek ekstroverte, dan gaan hulle so. Sê ek ja, ons kan sien julle is so hastig om ons te sê wie julle is, julle ekstroverte. Ons almal ons verstaan dit, maar die introvert is ook geroep om dalk die buurvrou na die Here toe te lei of daar na 'n hokkie waar sy miskien doen sy boekhou wat ook al. Daar's so het sy 'n job om iets vir Jesus daar te doen. Nou sê die Jesus kom Johannes, die doper wat Jesus se neefie is, kom na Jesus toe en vra vir hom, is jy regtig die een om wag ons? Dan sê Jesus nie, hoorie, jy nie gesien toe ek gedoop is toe sak 'n duif op my. Nee, sy respons is, gaan sê vir hulle, gaan sê vir Johannes, die blindes sien, dowes hoor, siekes raak gesond. So hoe weet ek wanneer iemand werklik lewendig, en ek sê nie almal is so nie, maar ek weet werklik lewendige verhouding met Jesus het wat genuine sy hart wil pursue, is my vraag is daar tekens wat hierdie ou se lewe volg, want Jesus het gesê, die tekens volg die een wat glo. So volg daar tekens in die lewe wat vir my sê, miskien raak die blindes sien hulle, miskien hoor die dowes, miskien loop die krippeles, daai persoon
volg Jesus. Miskien is daar goeie vrug, miskien raak mense genees, miskien kry hulle inner healing, miskien is daar mense raak gesond, hulle volg Jesus. Hoe kan ek dit sien? Ek sien dit deur vrug. Volg iets hulle lewe. Daar waar hulle gaan, is iemand se lewe verander. Ons was laasweek in die Kaap, 2 ure by die boekhouer gesit. Ons het net gepraat oor, hoe lyk 'n NPC, hoe werk die strukture, hoe doen jy 'n payslip, hoe doen jy al die goed. 2 ure, niks, ministry, nothing. Hy man stuur my sulke lang boodskappe. En hy gaan teen hierdie podcast kyk, maar hy stuur my boodskappe van die encounter wat hy met Jesus het, terwyl ons sit in boeke doen. Ek sê later vir Alwyn, buddy, het ons iets daar binnekant, want hy weet iets wat ons nie weet nie. Ek weet nie van hierdie wat hier gebeur het nie. Daai ou sê, hy was so blessed, so gebless, in die tyd wat hy daar gesit het, en is net ek en Nadia en Alwyn daar binnekant, ons praat oor boeke. Hy sê die teenwoordigheid van God het in daai plek ingekom. Hy weet hy moet preek, hy het geen ervaring nie. Hoe preek hy? Hoe kan ek hom help om te preek? Hy moet die evangelie na buitekant kry, hy het sy eie firma, hy doen baie goed. Hy's weet nou kom hy. Sê ek, hoe werk ek het nie 'n klou hierdie werkie, maar hierdie ou het encounter met Jesus gehad terwyl ons sit. Hoe werk dit? Wel, ons 3 dra Jesus in ons hier binnekant. So ons kom met hom klaar in. Ek sit daar, ek drink koffie en vra van goed wat ek niks weet nie. My vrou, so kom ek my vrou saambring want sy is die nommers enetjie tussen ons twee. Maar iemand besig om die Here te encounter. Ja. Ons weet nie dit werk nie. Wat ek weet is, hy het gesê ek is die lig van die wêreld. Ek is 'n stad op 'n heuwel. As hierdie lamp aangesteek het, sit ek nie 'n maatemmer op hom nie. Haal dit af dat die hele huis kan lig kry. Ek's lig. En sy lig bly in my en moet deur my beweeg. Ek moet glow. Dis great dat julle vir my poeiertjies gegee het, maar ek moet glow. Ek moet glow. As ek nie gloei nie, hoe werk dit? 'n Tannie kom stap eendag in 'n mall na my toe, sy roep my in die parking lot. Kom hier. Kom ek tannie, wat is dit? Sy sê iets is anders aan jou. Ag, dis oulik. So van ver af. Ek sê tannie, Jesus bly in my. Sy sê dis dit. Dis oulik. En dan gaan sy aan met ons. Ek ken hom, weet jy wie dit sien? Hy roep my. Kom hier so. Ietsie is anders. Ek sê Jesus, dis dit. Dan gaan sy aan. Ek sê Here, dis dit. Dankie. Mag hulle my ken want jy's op my lewe. Maar baie dankie. Ek dink hierdie was 'n geseënde, waardevolle gesprek. Ek het baie geleer. Ek gaan hom definitief weer gaan kyk en gaan al die Bybelverse neerskryf wat ek moet gaan nou onthou of memoriseer. Maar dankie vir jou tyd. Dankie vir moeite om met my te kom gesels het en ek hoop regtig dat iemand net ietsie hier uit kan leer. Dankie dat ek hier kon wees. Dis 'n groot voorreg. Nou. Dankie.